Om net vir die Here te sê, dankie. Dankie. U weet, my liewe en suster, ons leer van kleins af vir ons kinders om dankie te kan sê. Dankie mamma, dankie papa, dankie ouma, dankie tannie, dankie oom, dankie Jesus. Of wanneer hulle nie, jy hulle iets gee, my liewe en suster, en hulle sê nie dankie nie, dan sê ons, hoe sê mens? Ken jy dit? Dankie. Dankie, dankie. Ek wil vanoggend praat oor dankbaarheid. As groot mense, en ek dink jy kan jouself vereenselwig daarmee, vergeet ons soms die passie wat ons vir ons kinders geleer het oor dankbaarheid. En ons leef ook soms so ondankbaar. So asof ons verdien wat ons kry. Here, U gaan in elk geval gee, so hoekom moet ek dankie sê? Dankbaarheid, my liewe suster, is eintlik 'n dankbare hart. Dis 'n getuienis van 'n lewe van dankbaarheid. En ek kan vanoggend vir jou sê, dankbaarheid is 'n ingesteldheid. Dankbaarheid is 'n lewenswyse. Jy staan op in die oggend met 'n hart vol van dankbaarheid vir wat die Here vir jou gedoen het terwyl jy geslaap het, en jy het nie eens gevra daarvoor nie, en jy gaan die dag in met dankbaarheid. En vanaand wanneer jy in jou bed klim, en voor jy aan die slaap raak, jy net vir die Here kan sê, dankie Here, vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het. U sien, dankbaarheid is 'n denkpatroon, 'n manier hoe jy leef, hoe jy dink, wat jy doen. Die skrywer van Kolossense 3 vers 15 skryf vir ons die volgende: wees altyd dankbaar. Kan ons dit sê? Wees altyd dankbaar. Ons as gelowiges, my liewe broer en suster, moenie dink dat dankbaarheid 'n voorstel is nie, want dit is nie. Dankbaarheid is 'n opdrag. En in hierdie woorde sien ons, wees altyd dankbaar. En dan ook in alle omstandighede, want dis wat God vir ons verwag. Soms sal dit beter met ons gaan, as ons net sê, dankie Jesus. Dankie Here, vir wat U vir ons doen. Nie net altyd wat U vir ons gee nie. Wanneer ons vasval in 'n toestand van onvergenoegdheid en ontevredenheid, weerspieël dit nie net wat ons doen en late is nie, dit weerspieël op ons hart en ons siel, wat hier binne in aangaan. Ja, as mens so baie keer ondankbaar is, dan wonder ek, Here, wat gaan nie binne in daai persoon se hart aan? En wanneer jy by 'n ou kom en hy so vol lof en dank vir dit wat die Here vir hom doen en beteken, dan weet ek sommer, daar's iets goeds daar binne aan die gang. Want dankbaarheid raak deel van jou DNA, van wie jy is, en hoe gelukkiger jy dan sal wees. Soms dink ons dankbaarheid word gekoppel aan die groot, indrukwekkende dinge wat ons in die lewe kry, die mooi huis en die meer as genoeg van alles. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, dink net weer oomblik daarna. Want dankbaarheid is eintlik die oorsprong in die kleine, van die klein dingetjies wat dit begin, wat ons so selfsprekend aanvaar. Jy sien, dankbaarheid groei van die klein dingetjies na groot dinge.
en groter dinge en groter seëning in jou lewe. So as jy nie eers dankbaar kan wees vir die klein dingetjies nie, hoe kan God jou ooit vertrou met die groter dinge? En van al die maniere wat ons God aanbid, is dankbaarheid waarskynlik dit wat die meeste misgekyk word. Van mure, my liewe suster, tot by die olifante, sien jy God sy seëninge op sy skepsels uitstort. Maar weet jy wat? Dis slegs die mens wat kan beskik oor die vermoë om deur woorde vir die Here dankbaar te wees. Deur verbeelding uiting te gee aan dankbaarheid. Ek het nie 'n olifant gehoor praat en sê dankie Here nie. Hy kan dalk met daai woorde of daai sluk van hom 'n lekker klank uitbring van dankbaarheid. Maar is slegs die mens wat die voorreg het om dankbaar te wees vir dit wat ons het. En dit moet ons dryfkrag wees om op te staan in die oggend en 'n dag van dankbaarheid in te gaan. In 1 Tessalonisense 5:18 skryf die apostel Paulus: Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag. Om as dankbare mens lewe is God se wil eintlik in ons lewens. Jy weet, God het al van voor die begin van tyd af, het die Here al geweet dat dankbaarheid 'n positiewe invloed op ons sal hê. Het jy al gesien hoe lyk 'n ou wat ondankbaar leef? Maar iemand wat dankbaar is, daar's 'n jubel in sy hart, daar's 'n vonkel in sy oë, en hy het 'n hart van oorloop van dankbaarheid. En dan as jy na ou se omgewing kom, my liewe suster, dan het hy so 'n positiewe invloed op jou. Dis sommer lekker. 'n Verloste mens, my liewe suster, sy lewe behoort 'n lewe vol dankbaarheid te wees. Om ongeag die omstandighede nog steeds genoeg te kan wees. Filippense 4:11 sê, nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Dankbaarheid het daarmee te maak met die suster, dat ek iets uit genade of iets van genade en vergifnis leer en verstaan. Dat ek leer om iets te kan ontvang, of om seëninge te kan ontvang wat ek nie verdien nie. Dankbaarheid gee jou die vermoë, by die suster, om met verwondering te kan lewe. Wow, God is so dankbaar. Ag, ek is so dankbaar oor dit wat die Here vir my gedoen het. Het jy al so gevoel? Was jy op 'n punt in die lewe wat jy werklik net kan sê, dis net God wat dit vir my kom doen. En ek dank hom daarvoor. My lewe getuig van sy dankbaarheid oor teenoor hom. Dankbaarheid leer ons ook om ons seëninge te tel, ten spyte van seer kry en swaar kry. My ma het altyd die liedjie gesing, en het altyd gespeel in ons huis, tel jou seëninge een vir een. Ken julle daai liedjie? Ja. En dan sal jy sien hoe goed dat God dit met jou meen. En ek onthou haar, hoe sy dit gesing het en gespeel het, as ek in die huis gekom het, daai liedjie gespeel. En sy het nie baie gehad nie, maar sy was dankbaar vir dit wat sy gehad het. En tot op haar sterwensbed het God steeds vir haar voorsien, en was sy vol dankbaarheid daarvoor. Dit verhoog ons gevoelens van optimisme. Dit bring 'n vreugde in ons lewe. Dit gee vir ons 'n plesier. Dit maak ons vol van entoesiasme en ander positiewe emosies. Dankbaarheid kom en sluit jou fokus weg van dit wat kort kom in jou lewe. Partykeer moet ons net sê dankie Here, in plaas van om te mou oor dit wat ek nie het nie. Dit beweeg jou eintlik. Dankbaarheid beweeg jou sommer baie nader aan die seëninge wat jy al reeds in jou lewe en in jou teenwoordigheid het. Want hoe nader jy dankbaarheid, hoe meer jy dankbaarheid gee, hoe nader kom jy aan die seëninge wat die Here vir jou wil gee. Dis daarom dat Paulus dankbaarheid amper as opdrag, as 'n voorskrif aanbeveel, my
trooster, amper soos medisyne teen allerlei lewenskwale. As jy dankbaar is, sal dit goed gaan met jou. As jy dankbaar is, sal die Here vir jou gee. Wees net dankbaar. Dokters en sielkundiges het al gewys dat hoe meer mense dankbaar is, hoe meer groei hulle fisies, hoe meer word hulle emosioneel gesond en hoe meer word hulle geestelik gesond. Want dit maak jou gesond. Dis daarom dat ons dit elke dag moet inoefen. Net soos wat ons oefen, wanneer ons oefeninge doen, so moet ons inoefen met dankbaarheid, om elke dag vir God net dankbaar te wees, en kan dankie sê, Here. Dis 'n gesindheid wat ons moet aanleer, want dis nie almal wat dankie kan sê nie. Ons moet kom en ons doelbewus daaraan herinner. Hoor jy nie, sommer net 'n briefie vir jouself skryf en daar op jou spieël sit en sê, het jy al vir die Here dankie gesê vandag? Ek deur jou te doen. En kyk, hoe gaan die Here jou lewe verander? Want dankbaarheid verander elke mens se lewe net ten goeie. Dit leer ons om 'n bietjie anders te kyk, om anders te dink en anders op te tree in die lewe. Dit maak jou 'n mooi mens, 'n gelukkige mens, 'n vrolike mens. Wat het jy al gesien hoe lyk 'n ondankbare? Ek dink soms moet ons in die spieël kyk en sê, Here, ek wil nie ondankbaar lyk nie. Ek wil vrolik wees. Ek wil vir U vertel van die dankie wat U in my lewe gee. En weet jy wat? Dit is so aansteeklik. As jy by ons kom en jy praat sê, weet jy hoe goed was die Here vir my? En ek is so dankbaar vir wat die Here vir my doen. Ek is so dankbaar dat ek vanmôre kan leef. Weet jy wat? Dan sny hulle waterligte af voor hulle geklaar. Dan gaan hulle ook net begin sê, ja pastoor, ons kan dankbaar wees. Ken jy die verhaal van Saggeus? Daar in Lukas 19, ek wil dit vir jou lees vanoggend, net om vir jou te sien hoe God iets aan 'n man se lewe kan doen. Daar in Lukas 19, Saggeus, hy was net so 'n klein man sê hulle. Ons sing ons in die sonnaskool, 'n klein man was hy. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hoofdtollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verby gaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag by jou huis gaan. Hy het gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal het gesien en beswaar gemaak en gesê, kyk vir Jesus, hy gaan by 'n sondige man aan huis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here het iets gedoen, ons gaan nou daarby kom. Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit sommer vir dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Saggeus was nie 'n goeie man nie. Hy was 'n opperste bedrieger. Hy was 'n hoofdtollenaar nogal. Hy was ryk, maar daar iets geontbreek in hierdie man se lewe. Hy was eensaam, hy was verstote, want die mense het hom gehaat. Die Jode het hom gehaat. En tussen al die goed deur het sy gewete hom begin ry. En iewers moes daar drasties iets met Saggeus gebeur. Toe hoor net die mannetjie, Jesus van Nasaret kom daar verby. Rondom Jesus het 'n skare mense beweeg. Ek sien dit so 'n bietjie raak. Ja, ek was by daai boom wat hulle gesê het Saggeus geklim het. En hy wil Jesus sien, maar niemand wou hom help nie. Toe klim hy maar 'n boom en nou dink jy nogal, hierdie man wat lekker ryk is, sit want sy's 'n gesiene man daar in die boom. En toe gebeur die wonder. Hy sien vir Jesus
maar Jesus sien hom raak. Hy wat so onwaardig daar in die boom sit. Dink net vir 'n oomblik, wat dit beteken om deur Jesus raak gesien te word. Jesus sê, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag weer op huis gaan. Dit was so ongehoord dat Jesus neem beheer oor Saggeus se lewe en nooi homself in sy huis in. Jesus as gas by hierdie veragte mense huis, saam aan tafel met hierdie agterbakse skelm. Daarom het die mense wat nog nie geleer het oor die genade verwondering geraak en echt beswaar gemaak. Kyk, Jesus gaan by hierdie sondige man thuis. Weet jy wat? Dit is wat genade is. Dit is onverdiende guns alleen. Saggeus word nie net gered of uit sy penarie gered nie, maar hy word ook gered van sy vasgeloopte lewe, word hy verlos. Hy word ewe skielik deur Jesus aanvaar. Hy word omhels. En so word hierdie man se lewe nuut gemaak, weer heel gemaak. Dit word 'n feesmaal waarin die genade gevier word, vrolik en bly om almal om hom. Dink net, hoe verras moes die mense wees, toe hulle sien hoe verwonderd Saggeus was oor alles wat nou met hom gebeur. En hierdie mannetjie, Saggeus, kon nie anders as om dankbaar te wees nie. Want hy het nie hierdie dinge verdien van Jesus nie. Hy het nie verdien dat Jesus hom moet raak sien en naby hom in huis moet kom nie. En hy kan nie anders as om uit dankbaarheid dit konkreet te bewys nie. Want dankbaarheid verander jou lewe, dat laat jou anders te dink en anders te doen en anders te optree. Daarom besluit Saggeus in sy hart en sê, Here, ek gaan almal wie ek te nagekom het, dinge regstel met hulle. Ek gaan weer dit wat ek van mense gevat het, onnodiglik terugvat. Ek gaan leer om dit wat ek het weg te gee. Ek gaan leer om my skuld wat ek van ander het terug te gee. Uit dankbaarheid vir genade en vergifnis wat ontvang het. Dankbaarheid moet dat jy 'n nuwe dink nie oor die lewe dink en begin om dinge nuut en anders te doen. Nie net het Saggeus sy eens vreugdelose huis weer vol vrolikheid geword nie. Die ete wat hy by Jesus gekom het, het in 'n feesmaal verander. Wat jy sien, daar waar Jesus is seëninge. Daar waar Jesus is verandering. Daar waar Jesus kom, word enigiets wat normaal is 'n wonderwerk. Word 'n gewone ete 'n feesmaal. Want is hy nie die koning van die konings nie? Is hy nie die een wat verandering kan bring nie? Is hy nie die groot wonderwerker nie? En Saggeus het besef, ek moet uit dankbaarheid begin lewe vir dit wat Jesus vir my gedoen het. En het Jesus nie ditselfde vir ons aan die kruis gedoen nie? Het Jesus nie vir ons houe gevat wat ons moes kry nie? Het Jesus nie verwerp geword vir ons nie? Waarom kan ons nie dankbaarheid lewe nie? Dankbaarheid kom en skep 'n nuwe gemeenskap. Dit maak jou deel, dit laat jou behoort aan iets wat groter as jouself is. Want dankbaarheid, my liewe suster, dit bring weer hoop in 'n mens. Dit laat jy nou om jou omstandighede kyk en besef, my God is 'n wonderwerk. Hy kan alles doen. Elke dag moet ons in verwondering leef oor die genade skenk uit God se hand wat hy vir ons gegee het en wat hy vir ons steeds elke dag doen. Want dis presies wat geloof is. Aanbidding vir die Here. Halleluja. Om my hele lewe dit uit te sing. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees,
red van die graf en my met liefde ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Dankie Jesus. Dankie vir wat U gedoen het, dat ons kan vandag staan met 'n dankbare hart voor die Here. En as jy voel soos ek voel vanoggend, om net vir die Here dankie te kan sê vir wat hy vir my doen elke dag, wat hy my beteken, wil jy nie op jou voete staan saam met my. En ek wil jy moet regtig net daar waar jy is, fokus op dankbaarheid teenoor die Here. Sê vir die Here, dankie Jesus. Vader, dankie vir wat U vir ons doen en beteken. Dankie dat ons vanmôre net kan hoor hoe goed dit is om ons seëninge te tel. Hoe goed dit is wanneer ons weet dat God met ons is, kan niks teen ons staan. En ons wil vanmôre uit ons harte uit vir U dankie sê vir alles wat U vir ons gegee het. Want hierdie maand is ons gedagtes net op dit wat U vir ons gee, sodat ons kan dankie sê. Dankie in die oggend, dankie in die middag, dankie in die aand, dankie Jesus. Ons loof en prys U. Ons gaan nie amen sê nie. Ons gaan sê dankie Jesus. Prys sy wonderlike naam. U kan nie so lekker nie. Ek gaan vra die musikante na vore toe kom. Ons gaan ook na ons offergawes, ons dienes met vir die werk van die Here bring.